Vriende, het u al ooit daaraan gedink dat God hierdie pragtige skepping vir jou persoonlik gemaak het? Moenie rondkyk en dink, nee, dit is nie eintlik vir my nie, is dit nie vir al die mense nie? Nee, God het hierdie skepping vir jou gemaak, sodat jy kan floreer en dat jy kan groei. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. My naam is Rassie, ek is 'n dominee in Ierland, en ons werk hier uit 'n klein dorpie in die middel van die Middellande van Ierland, kan mens maar sê, van Mount Mellick af. En ons het ook Afrikaanse uitreik diens in Newbridge vir die mense wat in Ierland bly. En jy is baie welkom om ons dienste by te woon in Mount Mellick om 12:00 op 'n Sondagoggend. Hoopelik sal ons julle daar sien. Vriende, ons lees Genesis 1 vanaf vers 1 tot 5. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien, die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword, en dit was die eerste dag. Vriende, onthou net dat Genesis, en veral Genesis 1, is een van ons oudste geskrifte wat ons het. Dit is heel moontlik vir baie geslagte, is dit maar woordeliks, mondelings oorgedra, het mense van geslag tot geslag vir mekaar vertel. Daar is mense wat 'n ander idee het daaroor, maar as mens na die woordgebruik kyk, dan moet mens maar erken dat dit 'n baie ou geskrif is. So dis die eerste ding wat ons moet onthou. Die tweede ding is, dit is nie bedoel om 'n wetenskaplike onderwerp te wees nie. So as die wetenskap probleme of moeilikheid het met Genesis 1, dan is dit met hulle probleem, want dit is nie wetenskaplik nie, dit is 'n geloofsboek. En Genesis 1 wil vir ons net doodgewoon sê, dat God het die aarde gemaak vir die mens, sodat dit leefbaar is vir die mens, en sodat die mens dit kan geniet. Dit word nie verder, ons weet natuurlik hoe groot die heelal is, dis oneindig. Die begin en die einde van die heelal sal ons nooit kan sien, kan verstaan, kan bereik nie, want dit was van ewig tot ewig daar, en dis deur God gemaak. Genesis 1 wil praat oor die aarde, en oor ons planeetestelsel. En Genesis 1 wil ons inbring by 'n punt om te sê, hierdie pragtige blou planeet, wat julle die afgelope week gesien het met die klomp ruimtevaarders wat rondom die maan gevaar het, wat julle weer beleef het hoe pragtig die aarde is, hierdie pragtige blou planeet is vir my en jou gemaak, en vir ons spesifiek om dit te geniet. En Genesis 1 sê, op 'n tyd was dit so rof en chaos in ons planetêre stelsel, dat menslike lewe onmoontlik was. En God het dit so geskep dat menslike lewe moontlik geword het. En dit is wat Genesis 1 vir ons wil sê. Dit was woes en leeg aanvanklik, dit was donker, so 'n mens kon nie leef nie, mens kon nie bestaan nie. En toe het God die aarde geskep, en dit begin, maar daar was nog nie lig nie, en dit was nog nie leefbaar vir die mens nie, so het God die lig geskep. En nou sê hulle weet, die son en die maan is eers op die 4de dag geskep. So ons persoon wat hierdie Genesis 1 geskryf het, sê dat alle lig kom van God. Jy weet, in die ou tyd het mense die lig, die son aanbid. In ons gedeelte hoor ons nou dat die son en die maan en die sterre en alles wat ons dink en wat vir ons lig bring vandag, is nie God self nie, dit is deur God geskep. Hy het dit gemaak uit niks uit nie. Hy het gesê, laat daar lig wees, uit niks uit nie. Het hy ons son gemaak, en ons sterrestelsel gemaak, en ons aarde gemaak. Die lig kom van God af.
En daardie lig verlig ons en dit verlig nog steeds die wêreld vandag. En ons is ook kinders van daardie lig en daarom is ons ook die lig. Vriende, so ons Genesis verhaal begin by die punt waar God sê hy maak 'n skepping, geen geveg nie, geen bekleierery nie. Hy sê net dit moet daar wees, dit bestaan en ons kan duidelik sien dat God drie-enig alreeds in die begin daar was, die God, die Vader, wat uit wie alles kom, die Seun deur wie alles kom en die Heilige Gees wat alles onderhou, die Heilige Gees van God wat oor die waters. Jesus was van die begin af deel van die skepping, van die oorsprong van die skepping. Kyk na hierdie blou planeet en weet dat God dit vir jou gemaak het. Kyk rondom jou, sien al die mooi raak, sien hierdie pragtige lente in die noordelike halfrond, in die suidelike halfrond is dit weer winter. Luister na die voëls, kyk na die sonsopkoms en weet die Here dit vir jou gemaak, sodat jy dit kan geniet. Sodat jy ook sy grootheid kan sien en hom daarvoor kan loof en prys en hom daarvoor kan erken. Amen, kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie pragtige gedeelte en dat U die skepping vir ons gemaak het, hierdie aarde vir ons gemaak het, om dit te geniet. Wat 'n voorreg, wat 'n belangrike ereplek wat U vir ons gegee het, Here. Gee dat ons daardie ereplek met verantwoordelikheid sal vul. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.